saam met elkeen van u te kuier en terwyl jy ingeskakel is, luister sommer so terwyl almal inkom. Nou die lied wat ek gister geskryf het en opgeneem het. In die stilte hoor ek fluister. Ek het jou lankal. Haai Bloubal, goeiemôre. Die wêreld het die hande vasgespijker. Maar liefde het die daar gehou. En elke wond dra my verlossing. Here, dit was alles vir my. Amen. Nog voor ek u geken het u my naam geken. Die kruis, wat 'n voorreg vir jou en my. So terwyl almal opkom, luister gerus na hierdie sang. Amen. Die spykers kon nie vashou nie. Dit was liefde wat u laat bly. Ek het die lied gister geplaas op Facebook. Pastoor Stef, ek kan dit daar gaan luister. Die graf kon nie hou nie. Die steen is weggehaal. Yes. En nou leef ek in die oorwinning, want u het alles kom herstel. Nog voor ek kon glo het u my reeds gedra. Yes, glory, hallelujah. Yes. Het u my gevind, toe ek verlore was in sonde en pyn. U het gesterf, sodat Baie welkom. Wat 'n voorreg het ons vanoggend so Paasondag saam kan geniet. Ons gaan nagmaal ook geniet. So as jy druiwesap het en 'n broodjie, ons gaan net nou saam nagmaal ook geniet. Wie het ons gekies, nog voor ons geweet het wie u is. U het gesê, die prys is betaal vir my en vir elkeen. Halleluja. Ek sal leef in u genade, Glory. vir ewig sal ek sing. By die kruis Kruis. het u my gevind, toe ek verlore was in sonde en pyn. TikTok, baie welkom. Facebook, baie welkom. Hi, good morning. What a blessing to be with you this morning. Het u my gekies. Halleluja. By die kruis Hierdie woorde sê alles. By die kruis het U ons gekies. Het my gekies. Dis genade. Halleluja. Môre Here. Baie welkom julle. Baie lekker om vanoggend saam met julle almal te kuier in die teenwoordigheid van die Here en glo ook dat jy vanoggend 'n groot seën uit die hand van die Here gaan ontvang. Ons het van die plaas af gery. Dis nie lekker opvangs nie en lekker om hier by Veranda Wenzel se huis te sit in Frankfurt en vanoggend die woord te bedien. Wel, sy's nie hier nie. Sy's 'n lange baan en sy het gesê nee, kom gerus hier na my huis toe. Dankie Veranda. Wat 'n blessing. En vanoggend is lekker om saam met julle almal te kuier en my vriende wat hier is en ja,
Lise en haar dogter Karen, ons almal kuier so lekker saam en ek wil jou uitnooi om vanoggend ook sommer jou hart oop te maak vir hierdie woord. En Vader, wat 'n voorreg vir elke Boeta en Sissa wat saam kuier, dat hy en sy sal ervaar en beleef die guns en die goedheid. Here, dankie vir die kruis. Dankie vir die prys wat U betaal het vir elkeen van ons. En vanoggend wil ek dankie sê, Here, dat guns, genade, Here, wat ons nie verdien nie, wat U vir ons gegee het. Ontvang U die lof, ontvang U die eer. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ja, vanoggend terwyl ons so saam is hierdie, ek dink vir elke gelowige 'n groot dag op ons kalender. 'n Prys wat vir my betaal is. En vanoggend kan ons nie anders as om te sê dat dit vir my en jou volbring is. Die kruis het vir my en jou bewerkstellig 'n nuwe lewe in Christus Jesus. 'n Lewe vry van sonde. Ons gaan so gebuk deur dinge. En Jesus kom en hy betaal die prys. En terwyl hy die Via Dolorosa gestap het, was jy en ek in sy gedagtes gewees. En vandag staan ek en jy stil by die kruis. Nie net 'n simbool nie, maar hierdie is die werklikheid in 2026. 'n Werklikheid waar die wêreld, sê eintlik nog vandag in 2026, gekruisig hom, het alreeds vir my en jou 'n prys betaal. Ek wil vandag vir jou sê dat om Jesus nie deel te maak van jou lewe nie, om sonde te volg, is jy elke dag besig om Jesus te kruisig. Jy weet, hierdie dag het donker gelyk aan 'n kruishout. Vir die gelowiges wat rondom die kruis gestaan het, het dit gelyk soos die einde. Dit het gelyk of die Messias, wat hulle in die begin van die week, wat ons Sondag by Palm Sondag stil gestaan het, palmtakke geswaai het en sy hulle klere neergegooi het baie wat om hoe kan men sê, die navolgers wat vasgebyt het, gedink dis die einde. Dit was eintlik 'n oomblik toe die wêreld verander het. Toe die mensdom 'n geleentheid gegee is om hom aan te neem. Jy sien, ek wil vandag vir jou iets sê. Jesus hy is soos 'n gentleman. Hy sal hom nooit afdwing. En selfs die Heilige Gees sal jou nooit aankla oor sonde nie. Die Heilige Gees se funksie, se werk is om jou en my te oortuig van ongeregtigheid en sonde in ons lewens. My so mooi is Johannes kom en hy sê in hoofstuk 19, ek wil vir jou lees wat sê hy in vers 16 tot vers 18. Hy sê, toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die plek wat genoem word Hoofskedel. In Hebreërs Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander aan weerskante, een en Jesus in die middel. Ek dink ek en jy moet vandag nie net na 'n gebeurtenis kyk nie. Ons kyk na liefde, genade in die diepste vorm vir jou en vir my. Dis 'n pad na die kruis. Ek dank die Here vir hierdie pad na die kruis wat ek stil kon staan by en ook 'n besluit kon neem in my lewe om Jesus aan te neem. En as dit jou heel eerste keer is wat jy dalk ingeskakel is en dalk Jesus nie ken nie, dan wil ek vir jou sê dat Jesus het 'n prys betaal vir 'n man en 'n vrou soos ek en jy, eenvoudig. En dit maak nie saak wat se letsels, maak nie saak wat se pad, dit maak nie saak wat se sonde, ongeregtigheid jy ingeleef het en dalk tans inleef nie. Jesus het gekom vir 'n man en 'n vrou wat vasgevang is in die greep van sonde, om hulle los te maak en hulle vry te maak vir jou en my in 'n dag soos hierdie. Jesus het nie net daai dag gesterf nie. Ek dink ons dink net aan die sterf. Ek dink ons vergeet die lyding wat Jesus deurgegaan het in die Via Dolorosa, die weke voor die kruisiging.
En selfs daar in die tuin van Getsemane gevange geneem, na die huis van Kajafas geneem is, waar hy eintlik ter dood veroordeel is, waar hy uitmekaar geskeur is. 'n Prys betaal is die lyding voor die dood. Still, I was on his mind. When he was on a cross, I was on his mind. Jesaja 53 sê dit so mooi in vers 4 en 3 en in vers 5. Hy sê, hy was verag, hoor wat sê hy? Hy was verag deur die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy aangesig verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En weet jy wat, 2000 jaar later na die kruis, is hierdie nog steeds 'n realiteit, dat mense Christus verag. Hy sê nogtans, hoor hoe kom hy in Jesaja 53, en dit is my so mooi, hy sê nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring. Sjoe, ek lees hierdie en in die week terwyl ek besig is om hierdie gedeelte voor te berei, toe besef ek, hy sê so, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar genesing gekom. Ek wil vanoggend vir jou sê, Boetas sal luister, deur sy wonde het daar vir jou en vir my genesing gekom. En hierdie pad na die kruis, en terwyl hy stap, kom hierdie versies in Lukas 23 by my op, in vers 26, en hy sê, en toe hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die land af gekom het, en lê die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Weet jy wat, waar jy vandag sit, in hierdie maand, in hierdie dag, hy het jou pyn gedra. Hy het jou plek ingeneem. Jesus het gekom om in daai gap vir jou en my te kom staan. Hierdie mensdom het genade ontvang. Jy en ek en ons kinders het genade ontvang deur die kruisdood. Ek wil vandag vir jou sê, aan hierdie kruis, of terwyl hy die pad stap na die kruis toe, het dit vir hom swaar geraak. Hy het neergeval en hulle het die kruis op Simon geplaas, sodat hy op hom alleenlik jou en my sonde kan dra. En as ek sê vandag, terwyl aan die kruis uitgehang het, was jou naam, nog voor ek hom geken het, oor sy lippe. Kyk vandag na die kruis en ek besef, die kruis is 'n liefdesaksie. Geen ander aksie nie, hierdie is 'n liefdesaksie. Mense kan sê wat hulle wil in hierdie dag en uur vir my en jou wat verstaan wat genade is, wat by 'n plek gekom het om aan te kon neem. Verstaan vandag genade. Verstaan vandag nog 'n kans. Nog 'n geleentheid. Ek wil vandag vir jou sê, elke dag wat jy sonde kies, kruisig jy vir Jesus. Elke dag as jy Christus verraai deur om sonde aan te hang, proklameer ek en jy eintlik hoe goedkoop, ons maak die dierprys goedkoop. Goedkoop.
En vandag wil ek vir jou sê, sien vandag 'n liefdesaksie. Lukas 23 kom en hy sê in vers 33. En ek gaan hierdie boodskap vanoggend ook na die tyd plaas op ons WhatsApp groepe, en as jy nog nie op ons groepe is nie, Karen, plaas my nommer daar op die groepe. Ek wil graag hierdie boodskap vanoggend ook op ons groepe plaas, en vat hierdie nommer, of skryf hierdie nommer neer en stuur 'n boodskap, ek laai op ons groepe, sodat jy die boodskap vanoggend kan deur gaan lees, sodat jy dit kan vat, jy dit joune kan maak. 'n Liefdesaksie. Ek sien Ivan hulle op Facebook, op TikTok plaas op my nommer. Vat daai nommer en word deel van ons groep. Ontvang elke dag ook so ons dagboodskapies. 'n Liefdesaksie. Ons kan mekaar teleurstel en ons bou ons liefde baie keer op emosies. As jy my seermaak, is ek nou kwaad vir jou en dan gaan ek onttrek van jou. Nie Jesus nie. Die Messias, Yeshua, Christus, betaal 'n prys. Dat ek en jy die liefdesaksie kan vat en ons sin kan maak. Hy sê Lukas 23 en vers 33, en toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, en een aan die regter, en een aan die linker, en Jesus sê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, selfs in sy pyn kies hy vergifnis. Vergifnis, wat ek en jy nie kan verstaan nie. Maar hy kies vergifnis. Johannes 19, sê in vers 25 tot 27, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Toe Jesus dan sy moeder sien, en die disippels wat hy lief gehad het bystaan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. Daarop sê hy vir sy disippels, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disippels haar in sy huis geneem. Selfs aan die kruis. Selfs aan die kruis sien Jesus mense raak. Selfs in die oomblik van waar sy asem uitblaas, sien hy mense. Sien hy disippels, sien hy verlorenes, sien hy sy ouers, sy ma. Sien hy mense raak. Ek wil vir jou sê, in hierdie oggend, in hierdie dag, sien Jesus jou ook raak. En dit moet jy in gedagte hou. Daar was 7 kruiswoorde aan die kruishout gewees, en hierdie gedeelte in Lukas 23 vers 43 bring vir my terug na fokus toe. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus kom en hy sê dit vir hierdie ou, voorwaar ek sê vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. En omtrent die 9de uur, Matteus 27 sê in vers 46, hoor wat sê hy? En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Jy sien, in sy fokus hang hy tussen God en tussen die wêreld, en hy's vir 'n oomblik, glo ek het God selfs weggedraai, want hy kon self nie aanskou wat sy eie seun deurgegaan het nie. Vir my en vir jou. Ek kan nooit, en selfs die tye wat ek in die tuin van Getsemane nagmaal gebruik het, elke keer as ek in Jerusalem kom, dan raak ek emosioneel. Want ek was in sy gedagtes. Jy was in sy gedagtes, het jou gekies. Toe almal teen hom gedraai het, toe ek en jy hom nie geken het, het hy ons aangeneem. Het hy ons sonde op hom geneem.
Eli, Jan Sabachthani. My God, waarom het jy my verlaat? Dink hy verlatenheid. Daai eensaamheid aan 'n kruis en selfs in die tuin het hy gebid dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Toe kom die oorwinning. Johannes 19 sê in vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en hy het sy gees oorgegee. Kind van die Here, dit is volbring. Die skuld is betaal. Die prys is klaar. Die deur is oop. Een voorhangsel is geskeur. En daai oomblik het die aarde oop, soos 'n kors oopgeskeur. Van die gedeeltes sê dat selfs dooies uit die grafte uit opgestaan en in die tempel het die voorhangsel geskeur. Want u sien toe Jesus die dood van jou en my wegvat. Toe is daar nie meer dat ek en jy nodig het om deur iemand te hoef te bid nie. Maar Jesus het bewerkstellig dat sonde weggevat word. En dat jy 'n oop en 'n skoon kanaal kan wees tussen Stef en die hemel is saam met Christus Jesus. Jesus sê nie vir die persoon wat langsom hang, jy moet nou eers 'n EE3 kursus doen, ag, weet jy wat, jy moet nou eers aangeneem en voorgestel word, en jy moet nou eers deel word van 'n kerk. Jy moet nou eers bly, Jesus sê, jy gaan vandag, glo jy? En ek wil vandag vir jou sê, glo jy vandag die prys wat vir jou betaal is, en neem jy vandag Jesus aan as jou verlosser, en jou saligmaker, gee hy vir jou en my die versekering, dat ek en jy net soos die persoon wat aan die kruis uitgehang het, vandag as ek sterf, gaan jy saam met my die paradys betree. Nee, jy moet nou eers jou tiendes op datum kry. Jy moet nou eers jou dienste wat jy gemis het op datum kry. Nee. Jy gaan saam met my wees. En weet jy, die ander man het ook die geleentheid gehad, maar hy het gespot en hy het gelag en hy het Jesus uitgejaag. Hy het gesterf sonder Christus. Jy sien hoe groot is genade. Hoe groot is genade, 'n kruis. Hierdie dag vir ons as gelowiges, bring vir my en jou die versoening. Daai voorhangsel skeur en jy kan gaan lees in Matteus 27 vers 50 en 51 en Jesus het weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee. Jy sien, Christus het sy Gees gegee. Hy het gekies, nie ek nie. Nie die mense om hom nie. Hy het gekies om hom oor te gee, om te sterf. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, van bo na onder. Jy sien, God self het die skeiding gebring, Boeta, Sissa. Hy het die skeiding gebring, sodat wat kan gebeur, sodat jy en ek toegang kan hê. Dat daar nie meer afstand hoef te wees en dat daar nie meer verte hoef te wees nie en dat dit nou 'n ope verwelkoming is vir jou en vir my. Ek en jy het 'n toepassing wat ons kan plaas laat vind in ons lewens en vandag vra ek jou, daar waar jy nou sit,
dalk sit jy in 'n ander kontinent, op 'n ander kontinent, in 'n ander land, in 'n ander tyd geleef. Dalk sit jy nou en luister, en dit is dalk nie Paasfees nie. Dalk kom hierdie boodskap eers laat by jou uit. Ek wil myself nie verhinder, en hier opstaan en oppak, en sê, ek het jou nie gevra nie. Ek wil jou vra vanoggend, daar waar jy sit, dra jy nog skuld, wat reeds betaal is? Leef jy nog vas, in omstandighede en situasies, terwyl Christus jou en my kom vrymaak het. Dalk sit jy vanoggend en jy hou vas aan pyn. Dalk hou jy vas vanoggend in bitterheid, wat Christus alreeds gedra het en hom op hom geneem het. Hierdie woorde, wat ek net nou vir jou die liedjie gespeel het, by die kruis, vroegoggend, gisteroggend, terwyl ek die woorde vinnig neerpen, want dit loop al in my hart vir 'n paar dae, toe besef ek, by die kruis het alles verstef begin. Dis waar alles verander het. Ek wil vanoggend vir jou ook sê, bring dit na die kruis. Here, dankie vanoggend vir die kruis. En ek wil jou uitnooi vanoggend dat jy by so 'n plek sal kom, want in die tyd wat, hierdie is dalk maar net 'n ou broodjie en 'n koekie en 'n glasie druiwesap. Jesus se liggaam is vir my gebreek. Ek wil, as jy dalk nie nou nagmaal saam met my gebruik nie, wil ek jou uitnooi dat jy deur hierdie tyd, hierdie naweek vandag, broodjies sal breek. Jesus breek die brood en hy gee dit aan hulle en hy sê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Dit is my liggaam, Stef, wat vir jou waar jy vandag in 2026 sit, Boeta, nog relevant is. 'n Prys is vir jou en my betaal. Neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is, en net na die maaltyd. Hierdie druiwesap, dis my bloed, wat vir julle gevloei het. Hulle het nie daai oomblik verstaan, deur die brood en die druiwesap, die wyn, wat hy vir hulle sê nie. Maar die volgende paar ure was 'n duidelike profesie van wat wag op die Messias. Ek glo dat vir weke en selfs vir maande na die uitstorting van die Heilige Gees en Jesus se opvaart na die hemel en die uitstorting van die Heilige Gees vir hulle wat dit geniet het, dit ervaar en beleef het daai aand se Pasga, daai aand se nagmaal vir hulle sin gemaak. Die brood was sy liggaam, wat vir hulle uitmekaar geskeur is. Die sap was sy bloed, wat vir hulle gevloei. Ek glo baie van hulle moes ook gesê het, as ek maar net verstaan het, dan sou ek tussenin wou tree om dat hulle hom nie sou kruisig nie, as ons hom net nog
vir 'n dag of vir 'n week of vir 'n uur net by ons kon gehad het. Maar dit was volbring. Vir my is hierdie tot en met Pinkster, waar hulle gedoop is en gevul is met die Heilige Gees, 'n besonderse tydperk. Kom ek en jy, neem Jesus aan en hou op om by die kruis stil te staan. Sondagoggend 10 uur gaan ek weer hier sit. Ek gaan weer die boodskap bedien. Dan is die graf leeg. Maar tussen vandag en Sondag, in hierdie tyd van die graf, was dit 'n tyd wat Lucifer gedink het dat hy hom dood het, want as hy sou gesterf het, sou daar geen versoening wees nie, en sou die hel oorwin het. En terwyl ek dink Lucifer in die, kom ek gebruik 'n bokskruit, gedink het hy het Jesus uitgeslat en hulle tel af 10, 9, het hy afgetel tot in met die dood en hy wou triomf en hy het gedink dat hy die Messias doodgemaak. En eintlik was dit 'n aftelling wat die dode ryk, die sleutels van die dood, geneem is, en die sonde op Christus uitgegiet is, en Lucifer eintlik die houvas wat op die mensdom gehad het, verbreek het. Dat ek en jy 'n keuse het, want jy sien, versoening het gebring 'n keuse. 'n genade keuse wat jy en ek vandag moet in gedagte hou, is vir my gegee om te sê ek vat versoening. Jesus het neergedaal, die doderyk en die sleutels van die dood gevat, dat die dood, dat omstandighede, dat vrees en kommer, angs en depressie, nie meer hou vas hoef te hê op jou en my, in hierdie dag en uur nie. En Jesus vra vanoggend dat ek en jy sal kom net soos ons is, en ons hom sal aanneem. En as jy Jesus nog nie aangeneem het, wil ek jou uitnooi, om vanoggend 'n besluit te maak in jou hart, en in jou lewe, en ek wil vir jou 'n gebed doen vanoggend, en daar waar jy sit, as jy vandag Jesus wil aanneem, wil ek jy moet hierdie gebed nou saam met my bid. Jesus, dankie vir die prys, wat u vir my betaal het. Ek bely my sonde, ek bely my ongeregtigheid. Ek lê dit by u kruis neer. Dankie dat u my skoon was deur u bloed. Dankie dat my naam vandag geskrywe is in die boek van die lewe. Dankie dat ek 'n deelgenoot, 'n erfgenaam is van u. En ek ook, soos ek tot sterwe kom, die ewige lewe sal betree. Dankie vir genade. Dankie vir nog 'n kans. In Jesus se naam. Here, ons wil dankie sê,
As daar 'n man en 'n vrou was wat vanoggend 'n besluit geneem het om U aan te neem. Dat daar genade was en 'n geleentheid was. Ons eer U vanoggend dat ons net kan kom aansit en vanoggend net kon geniet. Nie net nagmaal nie, maar ook vanoggend 'n boodskap van versoening, 'n boodskap van oorwinning. 'n Kruis is leeg. En Here, dat ons ook 'n besluit neem dat ons U nie meer kruisig nie. Dat ons in oorwinning stap. Ek eer U, ek loof U vanoggend in Jesus se naam. So bid ek vir jou vanoggend wat luister. Daar is soveel wat luister vanoggend. Ek sê ons is 'n paar duisend. Mag jy stap in hierdie naweek ook met 'n lied in jou hart. Met 'n keuse om te sê ek kies U, Here. Ek kies U. Ek kies om U die koning van my lewe te maak. Mense, ek en jy stap paaie en ons maak keuses. Maak vir eens die regte keuse. Die beste besluit. Om te sê ek vat nie Stef op sy woord nie, ek vat U op U woord Christus, dat U met my, dat U vir my versoening bring. Here, ek wil vanoggend kom om te sê daar's niemand soos U nie. Ek wil saam met elke persoon op hierdie aanlyn vanoggend U besing. Ek wil jou uitnooi vanoggend om 'n gebed te opper na God uit dankbaarheid. Eer U vanoggend. Was niemand soos U nie. U is die blinkmôre ster. U is die lelie van die dale. Die blinkmôre ster. U wat gekom het in 'n krib kom lê. Wat nie eens 'n leeplek gehad het by geboorte nie. Wat vir mensdom 'n afskuwing was. Wat het op U geneem het. Mense, hierdie is nie maar net nog 'n Vrydag nie. Vir jou en my is hierdie heilige oomblik op ons Christelike kalender. Die spykers kon nie vashou nie. Dit was liefde wat U laat bly. Dis liefde wat hom laat bly het. Here, vir hom wat luister op TikTok, op YouTube, op Facebook. Omvou hom en haar. Omvou hulle met U krag. Dankie vir genesing. Dankie vir herstel wat U woord sê deur my wonde. Deur daai wonde het daar genesing gekom. Hierdie is al geprofeteer in Exodus. Sy wonde het genesing gebring. Halleluja. Mag jy 'n mooi dag hê. Ek sien jou Sondagoggend. Lekker gewees om saam julle te kuier. Dis 'n groot plesier. Teens, Angelika, Vivan, blessings om julle te sien. Lorna, Mary Ann, mag julle almal 'n besonderse dag hê. Dis volbring. Waar kan jy die lied kry? Gaan kyk by Pastoor Stef se page. Pastoor Stef, as jy nog nie op my groep is, as jy op my groep is, ek het die liedjie gisterdag geplaas, ek sal hom weer vandag daar plaas. Share dit met iemand, stuur dit net vir iemand. Hy sal na 'n Paasnaweek ook op Spotify wees.
Baie blessings vir jou, nee. Stap in oorwinning, stap in deurbraak. Goedheid en guns. God bless.